Ons Hemelse Vader, ons wil in hierdie môre in dankbare aanbidding voor U buig en erken dat U God is en buiten U is daar geen ander nie. U het die dag van ons geboorte bepaal, U het ons lewensspan bepaal, en die dag van ons sterwe is vir U nie onbekend nie. Ons kan vanmôre soos koning Dawid in Psalm 103 sê, loof die Here o my siel, en alles wat binne my is, loof sy heilige naam, loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade. En die Here help ons om te onthou die weldade van God in die verlede, in die hede, wat ons kan ophoop vir die toekoms, omdat U gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde bly. Vader, baie dankie dat U ons deur tye van verdrukking stuur, deur tye van siekte, deur tye van armoede, deur tye van konflik en uitdagings. Dit dryf ons na U. Dit leer ons U ken op 'n ander manier, Here, as wat ons maar net in ons daaglikse gang, Here, U leer ken. Dit bring ons in 'n besondere verhouding met U. Want Here, U sê vir ons, U is 'n jaloerse God. En daar is niks en niemand wat mag staan tussen ons en U nie. Daarom dank ons U vir U wonderlike genade, vir U wonderlike goedheid en U guns oor ons. Hierdie is 'n uitdagende tyd gewees, Here, nie net vir my en my huis nie, maar ook vir ander mense in ons gemeente. Ons dink aan Henkrus en sy gesin wat 'n skoondogter aan die dood afgestaan het, familielede in die afgelope tyd. Ons bid vir hulle in besonder, dat U vir hulle met wysheid sal bekragtig en vir hulle genade sal gee om ook deur hierdie baie moeilike tyd te kom, met die oë gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Daar is ander in ons gemeente wat siek is, wat uitdagings in die liggaam het, wat met ouderdom worstel en al die dinge wat saam met die ouderdom kom. Daar is van ons middeljariges en ons jonger mense wat deur 'n geweldige stryd gaan. Leer ons, Here, dat ons op U kan vertrou in die sonskyn dae, maar ook in die tye van wanneer die onweerswolke saampak en ons nie die sonlig kan sien nie. Vader, baie dankie dat U getrou bly, al is ons ontrou. Dankie dat U ons nie wegwerp van U aangesig wanneer ons miskien met vrae in ons binneste begin worstel nie. Dit was so treffend hierdie week, Psalm 44, waar die psalmdigter sê, Here, word wakker. Waar is U? Waarom help U nie? En in die volgende vers aanbid hy U, dat U getrou bly, want soms in ons menswees ervaar ons dinge op 'n manier, Here, wat soms vir ons oorweldigend is. Maar in die lig van U woord, en in die lig van dit wat U in U woord vir ons openbaar, besef ons, dat vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En dit is ons troos, Here, dat U ons liefhet, en dat U ewige liefde ons in stand sal hou, tot die dag dat ons U in U heerlikheid sal sien. Dankie vir elke gemeentelid, dankie vir elke besoeker, dankie vir elkeen wat inskakel en luister na ons eredienste, wat in hierdie tyd ook gebid het. Ons eer U, Here, dat U vir ons sê, ons moet altyd deur bid, en daarin waak met dankseggings. Wat die pad vorentoe aanbetref, Here, bid ons vir wysheid, nie net vir my nie, maar ook vir die gemeente, en dat U vir ons sal lei na waters waar rus is. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk, van God ons hemelse Vader en ons dierbare Here Jesus Christus. Dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Ek wil miskien net so vinnige terugvoering gee oor die oblation van Maandag. Nou, ek is die Here dankbaar dat ek vanmôre saam met U kan wees. Dankie vir elkeen se gebede, dankie vir elkeen se ondersteuning, elke WhatsApp, elke boodskapie. Ons kon ongelukkig nie elkeen individueel geantwoord het nie, daar was net te veel gewees. Maar dit was 'n geweldige uitdagende week gewees. En ek glo ook dat die Here deur sy kinders en deur die gebede van sy kinders en bo alles sy groote genade en liefde vir my ook deurgesien het. Nou, ek het Maandag vroeg gery, 6:00, toe ry ons, nee 5:00, toe ry ons na die hospitaal toe, en 6:00 moes ek ingeboek gewees het, en tot daar het ek nog gedink dat die prosedure onder narkose sou geskied, en hulle het my kom haal net so voor 8, en toe ek daar voor die theater sy deur sit, toe kom die dokter na my toe, hy stel homself voor, baie vriendelike man, baie deeglike man, en 'n ander kardioloog saam met hom, en hulle sê vir my, dit kan nie onder narkose geskied nie, dit moet basies
lokale verdowing wees, want anders te gaan die ekstra hartsestole raak weg. So dit moet gedoen word. In elk geval, hy sê vir my ook toe, in dieselfde asem, luister, daar's twee groot dinge wat kan gebeur, hartaanval, onder die prosedure, of dan beroerte. So dis hoe ek in die saal ingegaan het. En binnekant gekom, as so 8 van hulle gewees, klomp goed op jou geplak, en daar op die bed gelê, en het hulle die lokale verdowing basis, en toe begin hulle met die prosedure. Dit was so ongeveer 3 ure gewees, en doodstil met jy lê op jou rug, en hulle het so 6 plekke in die hart gebrand. Nou ek kan vir u sê, elke keer as hulle daai plek brand, dit voel soos 'n hartaanval wat jy kry. Dit is geweldig intens, soveel so dat ek op 'n stadium vir die Here gesê het, hier aan die einde van die prosedure, Here, asseblief, vat my eerder. Ek is regtig op, is 5 jaar, is 5 jaar. Dat ou met dieselfde ding sit, een dokter na die ander dokter, hierdie was die 10de kardioloog waarby ek was. In elk geval, uitgekom, is my wonderlike vrou daar, my seun, my bemoedig, hulle is weg, en daai aand was vir my, amper soos Jakob wat by die Jabok geworstel het met die Here. Dit was vir my asof die Here ou begewe of verlaat het in hierdie tye. En daai oggend, toe die son uitkom en ek lê daar in die hospitaalbed, baie min geslaap die aand, toe hoor ek hierdie besondere lied wat gesing word, kliphard in die gang, deur 'n klomp van die personeel. We praise you, Almighty God. We bow before your throne. En hulle het so 'n beerdsang gesing en die traan het geloop en ek gesê, Here, U sal my nie begewe en my nie verlaat nie. En die Here was genadig, ek is uit, tot donderdagoggend nog vroeg, was baie uitdagend gewees, geweldige drukking op die bors, 6 plekke gebrand, so hulle my medikasie gegee, jy weet, spontane neus wat begin bloei, en jy voel net nie lekker nie, en donderdagoggend is asof die son vir my opgegaan het, en die son skyn nog steeds, die hart is beter, hulle sê vir my, hulle kan nie vir my sê, tot ten minste na 'n maand nie, maar die hartklop het nog nie een keer weer geval onder die 50 nie. Voor ek ingegaan het, was hy so 40, 41, toe hulle my bloeddruk kon vat, voor die prosedure, was daai suster nogal geskok gewees, hoe laag die hartklop was. En so, dit was maar die ding wat gebeur het, en dan die prosedure was maar baie intensief, dis hoekom hulle ook, die vorige dokter gesê het, ek kan dit nie doen nie, hierdie een het beter tegnologie, so hulle het binnekant die hart deurgegaan, buitekant met die are en op die hartwand gebrand, binnekant die hart self, so ek eer die Here vir die tegnologie, ek dank die Here vir die dokters, en iemand vra my toe die week, ek sê vir hulle, luister, ek wens hierdie prosedure nie vir my slegste vyand toe nie. En hulle kyk my so en hulle sê vir my nou, wat van Malema? Toe sê ek, nie, ons kan daaroor dink. Net so tong in die kies. Net so tong in die kies. Daar is altyd tyd vir ou grappie, ons is die Here dankbaar dat hy vir ons genadig is. Die afgelope week ook uit die dagstukkies van Spurgeon, terwyl ek lees en ek is besig met 1 Konings, sê die Here my geweldig kom bemoedig, en ek wil ek vir u sê, en ek gaan volgende week daaroor preek, Psalm 44, wanneer die son skyn, wanneer dit goed gaan met ons, moet ons die Here loof en prys, en wanneer ons deur die skade, of die dal van doodskade weer gaan, moet ons die Here prys. Dieselfde God weeg vir ons die goeie, en hy weeg vir ons die slegte af. Nêrens in die woord hy vir ons gesê, dit gaan altyd net goed gaan nie. Partykeer het ons 'n vooropgestelde idee van hoe ons lewe moet wees. Wat moet gebeur? Here, waarom hierdie ding en hoekom daardie ding? Maar die Here het my een ding hierdie week kom leer is, vertrou hom. Ek weet nie wat die dag van môre vir ons gaan inhou nie. Partykeer dink ons is siek en weet ons is bang dat daar iets met ons gaan gebeur. Elke dag is 'n genadegawe uit sy hand. En daarom eer ek die Here ook vir u as gemeente wat ons so getrou ondersteun het in hierdie tyd. En ons gee eer aan die Here, want of dit goed of sleg gaan, hy is in beheer. En hy is 'n genadige, hy is 'n barmhartige God. En hy het my bemoedig deur 'n klomp van die personeellede wat in beerdsang sing, we glorify you Almighty God and we bow before your throne. En ek dank die Here dat hy ook so in 'n groot mate, soos daai liedjie sê, washed my eyes with tears, om te sien, hy is die God wat op die troon van die hemel sit. Niks gebeur onnodig nie, niks is wat die Here doen om ons te na te kom nie, hy doen dit vir ons beswil en vir sy eer. En mag ons hom so vertrou tot die dag dat ons hom sien in sy heerlikheid, en glo met die dag as ons hom sien, gaan niks van hierdie goed meer saak maak nie. Niks van hierdie goed gaan meer saak maak nie. Net so laaste ding, hulle sê die suksessyfer vir hierdie
intense prosedure, so 95% plus. So vir die ouens wat hier sit, wat nog moet gaan, want ek weet daar's van hulle wat nog moet gaan. Dit is 'n goeie suksessyfer, is al wat ek kan sê. En vertrou die Here dat hy jou onder narkose sal doen, en nie wanneer jy by is nie. Quentin, ons is baie dankbaar dat jy hier is, mag die Here vir jou ryklik seën, en mag die Here ook vir jou die waarheid van die woord vanmôre lei, sodat ons ook kan hoor. Dit is weer eens vir my 'n baie wonderlike groot voorreg om julle met die woord te kan bedien, so ek sê ook vir dominee in die kerkraad, hierso baie dankie, dis 'n verskriklike groot voorreg. Paulus het gesaai, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Daardie gedeelte is God se prerogatief. En dis my bede vanmôre dat God sal laat groei. Terwyl ek na dominee se getuienis, 'n roerende getuienis geluister het, o, die dankbaar in my hart. Dominee, vir jou en vir Ethel, ons is die Here uit die diepte van ons hart dankbaar. Ons wil vir julle twee sê, ek glo nie julle besef hoe lief hierdie gemeente vir julle is nie. En ons sê vir die Here baie dankie dat hy julle twee dapper mense so deurdra. Baie dankie, Here. Kom ons buig ons hoofde. Ons sê net vir die Here dankie daarvoor. Here, uit die diepte van my hart, terwyl daar soveel ongeloof in my hart was, en ek so bang was, hy sterf onder daai operasie. Sê ek vir die dankie dat hy vanmôre hier kon getuig het. Ons gee vir al die eer. Hy is so groot en goed. Hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Dankie, ek kry al die eer. Amen. Ekskuus julle hoor. Vir die wat die Bybel saamgebring het vanmôre, kom ons maak die Bybels oop by Handelinge 17. Ons gaan Handelinge 17 vers 15 tot 34 met u saam lees. Handelinge 17 vers 15 tot 34. Want ek wil vanmôre met u praat oor die effektiewe getuie. Die effektiewe getuie. Kry ons so gedeelte in die Bybel waar iemand effektief getuig het? Ja, verseker. Kom ons lees daarvan. Terwyl die Bybel so oop is, kom ons maak net ons oë net vir 'n oomblik toe. Dankie Here vir u woord, sola scriptura, mag dit ook so wees in hierdie oggend. En ek vra Here, soos wat u daar by die berg die brood fyn gebreek het, dat u dit vanmôre fyn sal breek. Dat ons dit sal verstaan, dat dit ons sal vul. Want as die woord ons vul, beteken dit, u Gees vul ons. En dit is ons bede. Amen. Vers 15 tot 34. En die wat Paulus begelei het, het hom tot by Athene gebring, en nadat hulle opdrag ontvang het van Silas en Timoteus om so gou moontlik na hom te kom, het hulle vertrek. En terwyl Paulus in Athene vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Hy het toe in die sinagoge met die Jode gespreek en met die godsdienstige mense en elke dag op die mark die wat hom teëgekom het, né? En sommige van die Epikureëse en die Stoïsynse wysgeere het met hom gestry en sommige het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander weer, dit lyk of hy 'n verkondiger is van vreemde gode, omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig het. En hulle het hom geneem en op die Areopagus gebring en gesê, kan ons verneem wat hierdie nuwe leer is wat deur u verkondig word? Wat u bring, seker het vreemde dinge in ons ore.
Ons wil dan weet wat dit tog kan wees. Nou het al die Atheners en die uitlanders wat by hulle gewoon het, vir niks anders tyd gehad as om iets nuuts te sê en te hoor nie. Paulus staan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is, want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is, aan 'n onbekende God, hom dan, wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat die Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien, asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom geskaap om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, so sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van mense kuns en uitvinding, gelyk is nie. God het dan die tye van onkunde oorgesien, verkondig nou aan al die mense oral, dat hulle moet bekeer. Omdat hy 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Maar toe hulle aan die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot, ander het gesê, ons sal u weer hier omtrent hoor. En so het Paulus van hulle weggegaan, maar sommige manne het by hom aangesluit en gelowig geword, onder wie ook Dionysius, die Areopagiet, was 'n vrou met die naam van Damaris en ander saam met hulle. Net tot sover. Vriende, die teksvers van oordenking vind ons in Kolossense 4 vers 5 en 6. Wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit. Vers 6. Laat julle woorde altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Vriende, hierdie gedeelte van die Bybel is 'n beskrywing van 'n effektiewe getuie, 'n voorbeeld wat vir ons opgeteken is om na te volg. 'n Effektiewe getuie, onverskrokke, moedig, sonder vrees, ywerig soos Paulus, gevul met God se Gees, Efesiërs 5:18. Daar die opstandingskrag wat Jesus uit die doodheid opgewek het, wat jou hele wese vul, elke kamer, elke faset van jou lewe, dat jy in daardie krag kan staan, en 'n effektiewe getuie vir Christus kan wees. Sonder daai krag sal jy nie 'n getuie vir Christus wees nie. Paulus was 'n strateeg gewees. Baie interessant, wanneer 'n mens na sy sendingreise gaan kyk, hy het die hoofroetes, handelsroetes en die hawestede uitgekies, want hy het geweet van daar af sal die evangelie baie vinnig versprei. Hy het 'n visie gehad. Ons ken Johannes 4 vers 35, sê julle nie dis nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die oes, dat dit groot is, dat dit ryp is. Hy het hierdie visie gehad. Vriende, dan in die derde plek, hy was 'n bidder gewees. Ek is net besig met die inleiding hier. Hy was 'n bidder gewees. Op al sy sendingreise het hy gedurig gevra na gebed. Ons lees in Kolossense 4 vers 2 en 3, volhard in die gebed en bid vir ons, dat God die deur van die woord mag open, om te spreek van die verborgenhede van Christus. Hy was afhanklik van God. Wanneer 'n mens bid,
verklaar jy jou afhanklikheid van God. Paulus het besef, sonder God en sy ondersteuning, die saad wat moet groei, is alles te vergeefs. En daarom is gebed so belangrik om 'n effektiewe getuie vir hom te kan wees. Vierde plek, hy het sy tong en sy lippe gebruik. Romeine 10 vers 14 sê, hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? Nou weet ek wat Francis van Assisi gesê, dis ook waar, preach the gospel at all times, and if necessary, use words. Dit is so, verseker, daar waar die Here jou geplaas het by jou werk, maar die evangelie moet ook verkondig word. Hy het hom nie skuldig gemaak aan die sonde van stil bly nie. God kan die mees ontakvolle getuie gebruik. Hy kan nie die sonde van stil bly gebruik nie. Wanneer God iemand op jou stuur en jy weet verseker, en hy maak daai deur oop, en hier in jou hart weet jy dit verseker, hierdie is 'n geleentheid, dan moet jy jou lippe gebruik. Ons kan baie maklik vinger wys na Petrus wat 3 jaar in onderrigting was. Hy het al die wonderwerke aanskou, en tog toe hy voor daardie ou meisietjie kom, en Jesus is besig om verhoor te word, toe sê hy, ek ken hom nie. Nou dieselfde, vriende, moet ek my en vanmôre preek ek vir myself. As ons op die plek kom en ons weet, die Here stuur iemand op ons pad, en hy maak hy deur oop, en ek praat nie met daai persoon nie, dan is ek in 'n sekere sin besig om hom te verloon. En Paulus het hom nie skuldig daaraan gemaak nie. Ek sou graag, liewe vriende, 'n volledige eksegese, teks vir teks, hierso vanmôre vir julle wou deurgee. Dis baie interessant. Ek het dit al by 'n gemeente gedoen. Maar kom ons gaan kyk nou vanmôre hoe Paulus effektief getuig het binne in Athene. Hy was in Thessalonika gewees, en as gevolg van vervolging, daar het 'n oproer begin, en hulle het hom vervolg. Toe gaan hy na Berea toe. En vir 'n tyd lank was hy by Berea gewees. Nou hierdie mense was edelmoediger as al die gemeentes gewees. Hulle het gesê, kom ons ondersoek die skrifte en ons kyk of dit so is. En dis een van die groot redes waarom hierdie kerk sy ontstaan het, en hoekom hierdie kerk sy naam Berea gemeente is, want daar is ondersoek, is dit so, hierdie skrifte. Maar toe is daar weer vervolging, want hierdie ouens van Thessalonika het toe oorgekom en gehoor Paulus is besig om die evangelie daar te verkondig. Toe het hy verder aangegaan en toe kom hy by hierdie gesofistikeerde stad, 'n stad wat ver voor sy tyd was, dieselfde soos die stede wat ons vandag vind. In Athene. Nou kom ek gee net vir die bietjie agtergrond van Athene. Hier staan Paulus op die bult en hy aanskou hierdie stad. Athene was die senter van Griekse kultuur gewees. Nou wêreldberoemde filosowe het hulle ontstaan hier gehad. Plato, Aristotel, Epicurus, die Epicurisiese wysgeere, Zeno van die Stoïsynse wysgeere, Epimenides, Aratus en dis meer, so kan ons aangaan. Hierdie filosofiese denke wat tot vandag toe nog op ons universiteite gedoseer word. Die stad het die grootste universiteit gehuisves. Die sentrum van filosofie, wetenskap en kuns. En dit is ook hier wat demokrasie sy ontstaan gehad. Nou mens kry verskillende vorms van regerings. Jy kry 'n dinastie, jy kry 'n autokratiese regeringsstelsel, jy kry 'n demokratiese regeringsstelsel. In die kerk geld net een regeringsstelsel en dis Christokrasie. Onder die leiding van Christus en sy Gees. Nie een van hierdie ander nie. Nou die het ook sy ontstaan gehad by Athene, is demokrasie. Dit was ook die senter van godsdienste in Griekeland gewees. Paulus noem dit die stad van die verlore mensdom, verdoem tot 'n Christus verlore ewigheid.
Dit laat dink 'n mens nou nogal baie ook aan Suid-Afrika met sy nagenoeg 14 miljoen mense wat glad nie Christus Jesus bely as Here nie, né? As ons dink aan almal, dit is ook maar 'n stad verdoem tot 'n Christuslose ewigheid. Nou het baie strategies te werk gegaan, nou baie interessant. Wanneer hy in 'n stad gekom het, dan het hy altyd eers na die sinagoge toe gegaan. Dan het hy met die Jode gepraat en die skrifte vir hulle uitgelê en bewys dat Jesus die Messias is. Van daar het hy na die heidene toe gegaan. Wanneer hy met die heidene gepraat het, dan het hy van die Skepper God af begin, van Genesis af begin en met hulle deur die skrif gewerk tot by Jesus die evangelie en die opstanding. Waarom sou hy eerste na die heidene gegaan het, dan die Joodse deur toegemaak? Paulus was 'n slim mannetjie, jong. Hy het geweet die Here het vir hom leiding gegee. Hy was 'n ywerige getuie. Vriende, as ons nou kyk na hierdie gedeelte, hy het met almal gepraat wat hom teëgekom het, as ons nou daar na Handelinge 17:17 kyk. As hy iemand ontmoet het en daai persoon sê, aangename kennis, ek is Jan, dan het hy besef, hierdie is 'n goddelike afspraak. Iewers moet daar 'n opening wees, waar hy met hierdie man oor die evangelie kan deel. En onthou dit tog, elke afspraak wat jy maak, elke iemand wat jy deur die dag ontmoet, is dit nie 'n goddelike afspraak nie. En dit is 'n voorbeeld wat Paulus ook hierso vir ons stel, né? Dit was 'n goddelike afspraak. Paulus het 'n opmerksame oog en 'n fyn oor gehad. Hy het mooi gekyk en geluister vir 'n aanknopingspunt om die evangelie te verkondig. Hierdie stad was vol afgodsbeelde gewees. Elke ketter, daar het sy letter gehad en sy afgod. En Paulus beweeg toe so tussen al hierdie altare. En terwyl hy so tussen hierdie afgodsbeelde en die altare beweeg, toe sien hy op een van die altare staan daar, aan die onbekende God. Daar's my oop deur. Kan jy sien? Broers en susters, jy moet 'n opmerksame oog hê, jy moet 'n fyn oor hê vir daai oop deur. Nou natuurlik, hierdie mense het natuurlik daar gesit, al hierdie groot filosowe daar gesit, dan kyk hulle na hierdie stomp of hierdie stuk klip, dan sê hulle, ja, ek kan daarom nie glo daai boom geskape nie. En daarom het hulle toegesê aan die onbekende God. Die stadse mense en owerhede wou toe hoor wat hierdie praatjiesmaker te sê. Dit is nou vers 18. Nou wil ek net graag vir julle sê, hoekom noem hulle hom 'n praatjiesmaker? Dit is hoe dit in Afrikaans vertaal is. In Engels is dit seed picker. Dit was 'n tweedehandse filosoof. So hulle het hom nou beskuldig as 'n tweedehandse filosoof. Al die ander filosofiese denke gevat en dan sy eie filosofie saamgeflans. Hulle plaas hom toe so op die Areopagus, dit was die antieke hof van daai tyd gewees, waar jy jou saak kon gestel het. Vers 22 en 23 beskryf nou hoe hy sy rede gelewer het. Onthou, ons is nou al die pad nou nog besig om vir u te verduidelik uit hierdie skrifgedeelte hoe om 'n effektiewe getuie vir Christus te wees. Let nou baie mooi op hoe dat Paulus baie takvol te werk gegaan het. Hy was konfronterend geweest, maar hy was nooit afronterend geweest nie, né? Hoor nou, ek sien dat julle godsdienstig is. Hy sien nie vir hulle, julle helverdiende sondaars, julle afgode dienaars nie, julle is op pad hel toe nie. Hy sê, ek sien dat julle baie godsdienstig is. Hy maak nie 'n deur toe nie, hy maak hom oop. Dan sê hy, terwyl ek so tussen julle heiligdomme, of terwyl ek julle heiligdomme aanskou het. Hy sê nie, terwyl ek so na julle afgode gekyk het nie. Heiligdomme, hulle heiligdom, natuurlik nie Paulus heiligdom nie, maar hulle heiligdomme aanskou het. Op een van die altare staan,
aan 'n onbekende God hom verkondig ek aan julle, dan begin hy aan hulle te verduidelik, en dit het ons hier gelees, in 'n begin van die skepping af, en dan vat hy hulle deur die geskrifte, tot by die evangelie, Jesus se kruisiging en sy opstanding. Natuurlik toe hulle by die opstanding kom, dood baie se ore toegeklap van daar af. Baie interessant, vir Paulus om 'n effektiewe getuie te kon wees, het hy hom vergewis, en hierdie is nou baie belangrik, 'n belangrike boodskap vir veral 'n leraar, 'n dominee. Hy het hom vergewis van die kultuur, die tradisies, en ons gaan daarna kyk, na filosofiese denke, die digters, hy het hom absoluut vergewis, met al daai dinge in Griekeland. Paulus was 'n baie slim man ook gewees, hy het ook tale gepraat, en daarom kry ons in die teologiese wêreld 'n woord met die naam van 'n woord met die naam hermeneutiek. Dis ontsettend belangrik. En een van ons baie bekende teologiese skole het natuurlik hermeneutiek uitgegooi. Waarheen wend jy jou dan? Dan wend jy jou tot die mystieke godsdiens, en sal die prediker voorstaan sê, die Here het vir my gesê. Nee, die Here het niks vir jou gesê nie. Sola scriptura. Doen skrifuitleg en verkondig die skrif. Korrekte skrifuitleg moet daar kennis wees van die oorspronklike tale, of jy moet 'n woordeboek hê, 'n verklarende woordeboek wat baie goed is. Bybelse kultuur, geografiese ligging, Bybelse geskiedenis. Vir korrekte skrifinterpretasie moet sekere beginsels toegepas word, die letterlike, historiese, grammatikale en sintese beginsel. Vriende, en dit is hoekom ek so lief is vir Dominee Gerard. Ek wil hom nie vandag ophemel nie, maar dis hoekom ek so lief is vir hierdie predikante, en waarom u vrymoedigheid moet neem, om mense hiernatoe te nooi, want hy pas hierdie beginsels toe. Sola scriptura. Kom ons gaan aanhou wat Paulus sê. Onthou, hy het hom vergewis van die kultuur, die tradisies, filosofiese denke en die digters, né? Dan het hy byvoorbeeld hulle denke, hulle filosofiese gedagtes, hulle gedigte gebruik en in sy rede geïntegreer om die boodskap effektief oor te dra. En nou weet ek sommige van julle spits nou, nee, maar nou beweeg ons mos nou weg van sola scriptura af. Nee. Natuurlik in sover dit nie teenstrydig was met die woord nie. Kom ons kyk na 'n voorbeeld, en dit is nou in hierdie gedeelte, vers 28. Want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Dit is 'n Bybelse voorskrif, maar dit was 'n kwotering van die digter Epimenides gewees. Kyk hoe bring Paulus dit in. Wat gebeur? Nou spits Epimenides sy ore. Hy verloor hom nie. Vers 29. Die geslag van God. Daarvan lees ons in Maleagi. Die was 'n kwotering van Aratus gewees, die Griekse digter. So hy gebruik dit. Hy weet presies wat het hulle gedigte. Hy ken hulle filosofiese denke. Ek praat eendag met mense wat, hulle sê hulle is protestante, maar hulle toe nou so half en half oorbeweeg na die boeddhistiese lewenswyse. Hulle was nogal uitgesproke daaroor. Nou dit so iets wat van 'n oksymoroon, protestant wat so bietjie oorbeweeg na boeddhisme, dis bietjie erg, né? En nou sê hulle vir my, want ons het besluit om alles wat mooi is en wat waar is en wat positief is te betrag. Dis nou volgens hulle die denke van die boeddhisme. En ek tog so by myself, julle lees nie julle Bybel nie, man. En ek vind 'n oop deur daar. En ek sê vir hulle, maar het julle nie gelees wat sê die Bybel nie? Dis 'n Bybelse beginsel. Filippense 4 vers 8. Alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat waar is, watter lof, watter deug, watter lof daar ook al mag wees, bedink dit. Hoe sê hulle vir my?
En hier is hulle nou baie verbaas. Nou ja, vriende, jy kan mooi, waar, positiewe gedagtes sê en al hierdie dinge volg, sonder die evangelie. Tel dit. Nou, niks. Maar, dit kan 'n aanknopingspunt wees, né? En so kan ons toe nou later lekker gesels het. Vriende, wat vir my die meeste van Paulus se bediening admireer, dit is die meeste wat ek van hom admireer, is sy deursettingsvermoë wat hy gehad. Handelinge 17. Ten spyte van teenkanting, die evangelie wat nie deur almal aanvaar is nie, vervolging, het dit hom nie ontmoedig nie. Hy het net eenvoudig na die volgende huis of die stad gegaan. Hy het nie op 'n hoopie gaan sit en sê hierdie ding werk nie. Hy het net aanbeweeg. So, verkondig die evangelie in jou familie. Maar beweeg aan. Almal gaan dit nie aanvaar nie. As jy by die een huis is en daai huis aanvaar dit nie, of hulle aanvaar dit nie, beweeg aan. Moet jou nie laat ontmoedig nie. Christene getuig. En met tertyd, dan begin hulle ophou getuig, dan getuig hulle, dit word so stil mond. Naderhand getuig hulle glad nie meer nie. Waarom? Een van die grootste redes is as gevolg van ontmoediging. Teenkanting van familie, die evangelie word verwerp, daar's bespotting, en omdat hulle nie verstaan, vriende, en nou gaan ek vir die mooi verstaan, verduidelik. Jy word ontmoedig omdat jy nie verstaan wat in die evangelie en die verkondiging daarvan, omdat jy nie verstaan wat is sukses en wat is dit nie. Hulle gee op, ek getuig, ek bring die evangelie, dit werk nie, ek is 'n mislukking en dan getuig ek nie meer nie. En ek gaan hierdie getuienis vir julle gee om julle te verduidelik wat is sukses en wat is dit nie. En as julle dit verstaan, sal jy nooit ontmoedig word en jy sal aanhou om 'n effektiewe getuie vir Christus te wees. Ek vertel graag vir julle die verhaal van een van die grootste boewe wat Amerika nog ooit opgelewer het. 'n Man met die naam van Bill Fay, William Fay se broer wat die boek Share Jesus Without Fear geskryf het. Alles wat in die oë van die wêreld sukses uitspel, was in Bill Fay vergestald gewees. Die president en hoofuitvoerende beampte van 'n multimiljoen-dollar internasionale maatskappy. Hy het koneksies met die maffia gehad. Die eienaar van een van die grootste gesofistikeerde gesellenklubs, prostitusiehuise in Amerika, wat die hoë lui bedien het. Dan praat ek van die kongresmanne, ministers, en dies meer. Hy was betrokke in rampokkery gewees, beroepswending en dobbel, 'n standaard lewe van goue Rolex horlosies, 'n gesouffeerde limousine, geld, hy kon nie sy rente uitleef nie. Hy was by sy 4de vrou gewees. Nou ek weet nou nie of dit nou sukses uitspel nie. Maar hy was toe op die stadium maar reeds by sy 4de vrou gewees. Sportklere en raketbel trofees by die dosyne. Dit was Bill Fay gewees. Hierdie suksesvolle man was daarop uit om enigeen wat sy geloof in God met hom te deel, te bespot en te vernietig. Een oggend het hy besluit om raketbalbaan toe te gaan, net vir die satisfaksie om iemand te vermorsel. En hy met sy aankoms, toe sien hy iemand wat soos 'n Jood lyk, en hy roep so uit sy venster uit, stop, en hy roep so uit die venster uit, is jy nie veronderstel om te doen wat die Jode vandag doen op Yom Kippur nie? En hierdie man antwoord hom, sy naam was Paul Grant gewees, 'n mediese dokter van beroep, 'n toegewyde Christen. Maar hy was ook 'n Jood. Hy sê, ja, ek is 'n Jood, maar ek is ook 'n Christen. Yom Kippur
is 'n Joodse dag waar hulle God vra om hulle sondes vir nog 'n jaar te vergewe. Ek hoef dit nie te doen nie. Ek het reeds vergifnis by Jesus Christus ontvang, my Messias. En snedig antwoord hy hom, dis nou ou Bill, antwoord hy hom, give me a break. Min wetende, dat Paul Grant ook daardie dag op 'n missie uit was. Hy het daardie oggend vir God gevra, stuur iemand op my pad teenoor wie ek kan getuig. En dit het ou Bill nie geweet nie. Die volgende maande het hy elke oggend by Paul Grant of baie maal by Paul Grant se lokker, by sportklubs het jy gewoonlik mos nou maar hierdie lokkers waar jy jou items bære, dan wag hy hom daarin, en dan peper hy ou Paul met vrae, en geduldig het ou Paul al die vrae beantwoord, en as ou Bill daar wegry, dan sê hy die idioot. Verstaan hy nie, hoe ek hom weghou van sy pasiënte, en laat hy laat kom vir sy afsprake nie. 'n jaar en 'n half later, was daar 'n klopjag op een van sy gesellenklubs gewees. Dis dan 'n mooi woord vir prostitutiehuise. Dit behaal die voorblad nuus op elke koerant deur die land. Die hoelei is bedien. Hy ontvang honderde oproepe. Wat het van die meisies geword? Verskyn my naam op die boeke. Bill is erg onseën. Toe ontvang hy 'n oproep van Dr. Paul Grant na maande. Geen veroordeling in sy hart nie. Are you okay? Die eerste keer in 40 jaar dat Bill Fay hierdie woorde hoor van iemand. Are you okay? En hy word diep in die hart getref. Ekskuus. So getref deur die besorgdheid van Paul Grant, dat hy uitnodig om saam kerk toe te gaan aanvaar, saam met Paul en sy vrou Cathy. In die kerk toe hy daar aankom, daar het hulle die gewoonte gehad, dan druk hulle so 'n rooi roos nou binne in jou baadjie sak. En daar gaan hy aan met sy manewalisse, terwyl hy daar agter sit, toe vat hy sy roos so. Dit lees ek in die getuienis. En hy skiet hom so, soos 'n frisbee oor daai gehoor, en hy kyk wie hy tref. Na die tyd is hulle na Paul en Cathy se huis, en daar hoor hy die getuienis van Cathy. Sy woorde terwyl hy na Cathy luister. Ek luister na Cathy met ongeloof, terwyl sy skyn van die liefde van Christus. En sy getuig, ek is as kind mishandel en misbruik. Ek was die minnares van 'n oliebaron in Indonesië. Beluister na hierdie getuienis en besluit, hierdie is 'n gekookte storie. Hy verwerp haar getuienis. Sy wil my net vir die Christen kult wen. Terselfdertyd sê hy, al het ek haar getuienis verwerp, onthou ek die detail van die rok wat sy aangehad het en die teepot waaruit sy geskink het. Paar jaar het verbygegaan terwyl nog Christene met hom paaie gekruisig en getuig het. Paaie met hom gekruis het en getuig het. Hy het al hulle getuienisse verwerp. Sy woorde, ek het hierdie getuies weggestuur, hulle ontmoedig, hulle teëgestaan, antagoniseer. Ek was vyandig gesind en sommer onbeskof. Dan loop hulle daar weg en glo die leuen dat hulle misluk het. 'n Tyd
Van al hierdie getuies sê hy die volgende: ek het nooit die naam, die gesig, die persoon of die woorde vergeet van enige iemand wat Jesus met my gedeel het nie. Ek kan verseker wees daarvan, my broer en suster. As jy getuig, daai persoon vergeet jou nooit. Pas op net, hou nou jou lewe dop. Wandel reg. Jare later luister Bill na 'n prediker sy boodskap, die verskil tussen geluk en vrede, om gelukkig te wees, om vrede te hê. Geluk of om gelukkig te wees, kan tydelik wees. Daai motor is net so grand vir 'n oomblik, vir 'n jaar of wat, en dan moet die volgende een aangeskaf word. Vrede is van God, dis blywend, dit vul die behoefte wat niks in die wêreld kan vul nie. Nou moet jy weet, luister mooi na die agtergrond van ou Bill Fay, hy het alles gehad. En hy besef op daai oomblik, dit is wat hy kort. Hy het nie vrede nie. 'n tyd later ry hy en sy vrou na die prediker wat hulle getrou het. 1981 ontvang hy Jesus as saligmaker en verlosser, en hy word uit genade gered. Liewe broer en suster, ek vra vanmôre vir jou vraag. Dr. Paul en Cathy sy vrou, het hulle misluk in hul getuienislewe? Het al die ander getuies wat hy verwerp het, misluk in hul getuienislewe? Het hulle gefaal in hul pogings? Hoegenaamd nie. Nou kom ek by dit uit wat jou ontmoedig. Wat is sukses en wat is dit nie? Sukses het niks te doen om iemand na Jesus te lei nie. Ek sien party kyk my nou so snaaks aan. Sukses is om jou lewe vir Christus te lei en jou geloof te deel. Dit het alles te doen met gehoorsaamheid. God is soewerein, hy kan enige iemand se hart verander. Jy's nie verantwoordelik om iemand se hart te wen vir God nie. Dit is God se prerogatief, sy soewereine handeling. Paulus het gesaai, Apollos het nat gemaak, God het laat groei. En dis waar mense nie die kalvinistiese leer verstaan nie. Johannes 6:44, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. 1 Korinte 3:5-7 wat ek nou vir julle gekwoteer het. Wie is Paulus dan? En wie Apollos? Anders as dienaars deur wie julle gelowig geword het, en dit soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Nie jy nie. Moenie die God verordineerde geleenthede mis om jou geloof met iemand te deel nie, of jy mis ook die geleenthede om al die goeie dinge wat God vir jou beplan het, te ondervind. Jy gaan dit mis. My broer sê eendag vir my terwyl hy straatwerk doen, hy sê vir my, Quentin, ek kan nie vir jou verduidelik die groot seën wat ek ontvang wanneer ek my getuienis met iemand deel nie. Jy mis daardie ongelooflike direkte van die seën wanneer jy daai geleenthede by jou verby laat gaan. 'n Studie is in die FSA gedoen. Dit neem 'n ongelowige tussen 6 en 8 keer om die evangelie te hoor voordat hy dit aanneem. Nou dis nie 'n vaste reël natuurlik nie, né? Toe jy getuig het, moet jou nie laat ontmoedig nie. Toe was jy derde in die ry. Daar gaan nog iemand kom en nog iemand kom. En die saad gaan groei. En die Here gaan daai persoon se siel uit genade red. Paulus het hierdie waarheid van God se soewereiniteit besef. Ek saai die saad,
hy laat groei. Ek getuig, hy trek en verander die hart. Sy prerogatief, sy uitverkiesende genade, het niks met my te doen nie. Dis God se deel. Jy kan nie vir iemand die wedergeboorte skenk nie. Jy kan net getuig, en dis 'n opdrag wat hy vir ons gegee het. Daarom, teestand, vervolging, verwerping van jou getuienis in die evangelie, moet jou nie ontmoedig nie. Jy's gehoorsaam. Die res is God se werk. Nou die bemoediging uit hierdie gedeelte uit, want kyk, dit lyk nou na 'n baie, dit klink nou na 'n baie donker prentjie hierdie, en veral as ons nou hierdie gedeelte gelees het. Nou die bemoedigende gedeelte. Kom daar daarom iemand tot bekering? Dit klink nou amper hierso asof ek 'n boodskap hier oorbring, almal verwerp die evangelie. Hoegenaamd nie. Luister na hierdie bemoedigende verse. Handelinge 17 vers 4. Jode, Grieke en aansienlike vroue het gelowig geword. Handelinge 17:12. Baie van Berea, aansienlike Grieke, groot aantal vroue en manne het gelowig geword. Handelinge 17:34. Sommige manne, Dionysius, die Areopagiet, 'n vrou met die naam Damaris en ander het gelowig geword. Bilfy het gelowig geword. Ek en jy het gelowig geword. Sal ons nie effektiewe getuies vir God wees nie? Volhardend, onverskrokke, moedig, totaal gehoorsaam. Wat sê ons teks van vers van oordenking? Wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit. Laat julle woorde altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. 'n Effektiewe getuie vir Jesus Christus. Kom ons buig die hoofde. Vader, dis maar iets wat ons nooit sal verstaan nie, wat U seker in die hiernamaals aan ons sal openbaar, en dit is dat U ons uitgekies het om U getuies te wees. Maar daarvoor het ons U Gees nodig, daardie opstandingskrag, die dinamuskrag, daardie dinamiese krag, om dit te kan wees. Want Here, anders is dit uit onsself uit. En daarom kom bid ek vanmôre, vir elkeen wat hierdie woord gehoor het, en daarna geluister het, en miskien nog daarna gaan luister, dat U ons sal vul, dat ons absoluut onder U leiding sal kom, om kragtige getuies vir U sal wees, dat ons nooit moedeloos sal word, totdat U op die wolke kom om ons te kom haal, of die dood ons wegneem nie. U kry al die eer vanmôre. Solo, do gloria. Al die eer vir U. Amen.